Ek wil nie weer nie, jy weet, as ek so kyk deur die gehoor, dan voel dit vir my of ek al jare in hierdie gemeente is, want ek ken omtrent helfte van die gemeente nou al op voornaamterme. En daarom gaan ek nie weer my hele lang relaas van my verlede met julle deel nie. Ek gaan miskien dit net in 'n baie kompakte vorm met julle deel. En dit is, ek was nie altyd die voorbeeldige ouetjie met short back and sides soos wat ek vanaand hier staan nie. Daar was 'n tyd wat ek kaptein van die Springbokspan in die droogmaaklyn was. Die beste part van 29 jaar het ek die pas gevat in die wêreld. As gevolg van akademiese kwalifikasies, ek het 'n honneurs matriek, en dit vat jou 2 jaar voltyds en die 3de jaar buitemuurs, is dit 'n kwessie van, dat daar in my gebore is, 'n absolute, bonatuurlike, fanatiese obsessie, om 'n sukses te maak van my lewe. En daarom het ek op 'n baie jong ouderdom begin, met die ideaal, om meer geld te maak as enige iemand anders ooit voor my. Ek het 15 jaar gelede in die versekeringsbedryf begin, 11 jaar gelede my eie makelaarsbesigheid begin. Maar die belangrikste dag in my hele lewe was 'n aand 7 jaar gelede. In Oktober sal dit 7 jaar gelede wees. Wat ek as gevolg van iets wat gebeur het in my lewe op 'n punt moes kom waar ek 'n balansstaat van my lewe moes opstel. 'n Balansstaat van my lewe. Ek was nog altyd 'n bok vir balansstaat. Want 'n balansstaat sê vir jou presies hoeveel geld jy besig is om te maak. Maar hierdie was nie 'n balansstaat van my finansies nie, dit was 'n balansstaat van my lewe, alhoewel dit in beginsel die baie dieselfde uitgesien het. Dan aan die linkerkant was 'n lys van my bates, en aan die regterkant was 'n lys van my laste. En aan my batekant was daar aan die eerste plek 'n baie suksesvolle makelaarsbesigheid. En die tweede plek die tipe bankbalans wat ek altyd begeer het. En die derde plek die regte adres in Pretoria as 'n adres, baie belangrik. Ek hoor dit raak nou al heel belangrik. In Pretoria koop die manne posbusnommers in die regte voorstad teen 'n redelike prys. Maar ek het nie 'n posbusnommer gehad nie, ek het die regte adres gehad. En by hierdie huis was daar 4 garages. 3 van hulle was altyd die regte modelle ingevoerde sportmotors. En in die 4de een was my groot swakheid, kragtige motorfietsse. Verder was daar in my makelaarspraktyk kliënte soos 'n staatspresident en 'n eerste minister en 'n groot verskeidenheid van multimiljonêr sakemanne aan die Witwatersrand in Pretoria. Voorwaar 'n indrukwekkende batekant van die balansstaat van 'n 29-jarige jong man. My lastekant daai aand in die heel eerste plek was 'n lang string gebroke verhoudings. Want in my lewe was 'n mens met een doel benader. As ek iemand ontmoet het ek myself 2 vrae gevra. Kan ek hom gebruik? En hoe gou kan dit werk? En as gevolg daarvan was daar 'n lang string gebroke menseverhoudings aan die lastekant. Daar was ook 'n spierwit gryse moeder. Elke spierwit grys haar op my ma se kop het ek haar gegee. En sy het elke dag gebid vir haar jongste seun, haar baba, dat hy tot sy sinne sal kom, want hy was besig om te val vir die oudste en die bekendste leuen van die Satan. En dit is om meer geld te maak as enige ander ouetjie, en dan sal jy gelukkig wees, want dan kan jy alles koop wat jy wil hê. Verder, sonder om in enige verdere detail in te gaan, was daar aan die lastekant van my balansstaat daardie aand reeds 2 afgehandelde mislukte huwelike, egskeidings. Ek was reeds deur 2 egskeidings, en dit was juis my tweede egskeiding die vorige dag wat gemaak het dat ek daai aand gaan sit het en 'n balansstaat vir my lewe opstel het. Julle sien toe ek daai middag uit die Hooggeregshof in Pretoria stap, by die trappe af. Toe wag al my maatjies vir my by die voete van die trap en met die bruiswyn. Want ek was weer vry. En skielik het ek 'n gevoel in my hart gekry dat ek daai Hooggeregshof wil binnenstorm en gaan wegkruip. Want alhoewel ek die hele wêreld geblaf, almal, dat ek gelukkig was en dat ek nou vry was, het ek geweet ek is 'n mislukking. En wat meer is, het ek geweet dat ek haat myself.
En die volgende aand het ek gegaan en 'n balansstaat vir my lewe opgestel. Nou so 2 weke voor dit het my beste maatjie, hy was reeds 'n miljonair, dis hoekom hy my beste maatjie was. Is hy genooi na 'n naweek seminar by Plettenberg Baai vir sakemanne en die seminar het 'n geestelike strekking gehad. En ek het hom elke dag gewaarsku. Jy moet daar wegbly. Jy moet nie die breë pad hemel te soek nie, jy moet die smal pad saam met my loop. Maar julle moet een ding onthou. En dit is daai aand 7 jaar gelede, was ek 'n goeie, gawe Christen. En dit beteken ek het 2 keer op 'n Sondag kerk toe gegaan. En dit beteken ek was 'n lid van my kerkraad. En dit beteken ek het elke dag die Bybel gelees en elke dag gebid. En dit beteken dat my 10de check het sy gelyke nie in ons ring geken nie. Maar weet julle wat? Ek was reël reguit op pad hel toe. Goeie gawe Christen. En daarom wou ek nie hê my maatjie moet gaan Peter met seminar nie. En toe gaan hy. En toe kom hy terug, heeltemal ongebalanseerd in sy godsdiens. Ek het hom gewaarsku. En my godsdiens is tog 'n persoonlike saak. Hy sit sommer 'n Bybel op sy lesenaar. Hy praat sommer van die Here Jesus in 'n vergadering. Heeltemal ongebalanseerd in sy godsdiens. Daardie aand met my bankrotbalansstaat het ek net gesê, ek is bankrot voor die God. Ek het my bankrot verklaar, maar ek het nie geweet wat dit beteken. Ek het een ding geweet en dit is my batekant. Nie een van my bates het in die hemel geregistreer of iets beteken nie. Maar ek het die idee gehad dat al my laste die Here intens bedroef het. Die volgende oggend egter, toe ek wakker word, het ek onmiddellik geweet wie om te bel. My ongebalanseerde maatjie. Ek het gesê sy my 3 uur die middag sien. Dit was vir my so 'n bietjie verdag, want hy het my altyd onmiddellik gesien. Sê nie, ek kan jou net eers 3 uur vanmiddag sien. Om 3 uur die middag toe ek in sy kantoor instap. Kyk, jy weet, daar is sekere tye in jou lewe wat jy weet wanneer is dit 'n lokval en wanneer is dit toevallig. Daai dag het ek geweet hier's 'n lokval, want toe ek instap, toe sit hier 'n ou. In my geskiedenis het ek nog nooit so 'n skelm ouetjie gesien. Ek het onmiddellik geweet hier's groot moeilikheid in hierdie kantoor vandag. Die manne wil nou begin smokkel of iets. Want hierdie ding is skelm. En toe ek omdraai om my maatjie te soek, toe sluit hy die kantoordeur van buitekant af en hy waai vir my deur die eenrigting glas. Toe weet ek is 'n lokval. 30 sekondes later, toe sê hierdie skelm vir my is 'n sendeling. Hy werk voltyds vir die Here en sy naam is Piet de Beer. Jy weet nie wat hom ken sy my saamstem, die ding lyk nogal bietjie na 'n skelm op die eerste oogopslag. Daai dag, toe kom 'n ou en hy noem my 'n naam wat ek nie baie van hou nie. Ek meen ek is 29 jaar oud en ek is op pad om die jongste miljonair in Pretoria te word en hy sê vir my boetie. As hy nie 'n sendeling was nie, was dit ook nog alright. Hy sê boetie, jy lyk vir my soos 'n ouetjie wat presies weet waarheen jy op pad is in die lewe. Ek sê verseker meneer. Ek weet presies waar gaan ek heen. Wat is jou volgende vraag? En toe vra hy die volgende vraag. Hy sê vir my, as jy vandag doodgaan, nee, hy het dit nog erger gestel, het gesê, as een van die busse jou trap, en jy gaan vandag dood, waar gaan jy heen? Nou kyk mense, dis 'n vieslike, vuil, ongemaklike vraag, om vir 'n goeie gawe Christen te vra wat nie weet nie. En ek het gedink, en ek het gehoop, en ek het gewens, en ek het geskiem, maar hy het gesê, ek moet weet. En hy het die troefkaart gehad, want hy het sy stelling gestaaf op grond van die woord van God. 1 Johannes 5 vers 13. Ek quoteer eers vir julle die lewende Bybel, die parafrase. Ek begeer dat julle moet weet, dat julle die ewige lewe het. Dit is God wat praat. Die ou vertaling sê, dit het ek geskrywe, eintlik moet ek van vers 11 af, hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. En dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En daarom moet ons vroeg in die aand, vanaand met mekaar vrede maak.
Glo julle dat ek staan vanaand hier omdat ek omgee? Glo julle dat ek is vanaand hier omdat ek lief is vir julle? Wil ek vir julle sê, as jy vanaand in hierdie kerkgebou sit, en jy weet nie, jy is nie absoluut seker van die feit dat as jy vandag doodgaan, dan gaan jy hemel toe. Dan vertrou ek die Here Jesus Christus wat vanaand in hierdie kerkgebou is, so seker is wat ek hier staan, want hy leef in my, gaan jou vanaand aanraak. En dat jy vanaand daardie sekerheid sal ontvang, want al praat ons niks oor die huwelik. Al praat ons nie een woord verder en ons praat net oor sekerheid, dan was vanaand 'n sukses. Want dit het my lewe so verander, 7 jaar gelede. Die feit dat ek kon weet, dat ek 'n kind van God is, en as ek doodgaan, dan gaan ek hemel toe, het my lewe so verander, dat ek sal gaan van Messina tot in Kaapstad. Ek sal gaan van Kairo tot in Kaapstad, om vir mense daarvan te vertel. So dit my lewe verander. Sekerheid bring nuwe dimensie in 'n mens se lewe. En ek spandeer miskien 'n minuut of 2 daarop, omdat ek 'n gevoel het, hier sit iemand in hierdie kerkgebou vanaand wat dit nie het nie. Sekerheid van jou saligheid. Jy kan besig wees met alle godsdienstige aktiwiteite. En jy kan reël reguit op pad hel toe wees. Onlangs 3 weke gelede, die 27ste Maart, val my nou by baie van u het dalk vir Johnny geken, Johan Eybers, wat saam met ons by die Hou seminar was. Hy is die persoon wat ons bediening dwars deur Suid-Afrika voltyds gekoördineer het. En 2:30 die oggend van die 27ste Maart, 3 weke gelede, het dit God waag om daai 26-jarige jongman hemel toe te vat. Johan is oorlede nadat hy vir 3 weke die ervaring gehad het van kanker wat sy hele liggaam deurtrek. Maar nou was iets anders in afdeling 19, waar hy gelê het. En dit is, daar was 'n fantastiese atmosfeer, want elke dag was daar 5, 6 mense wat gesterf het. En as ek in die oggend by hom gekom het, dan was daar 10 mense in daai saal, en as ek vanaand daar gekom het, was daar net 2. En as ek gesê het, Johnny, waar is hulle? Dan het hy snaaks geglimlag en gesê, hulle is hemel toe. Ek weet dit, want ek het Jesus aan hulle voorgestel en hulle het hom aangeneem. En Johan se laaste woorde op sy sterfbed, van sy laaste woorde, jy weet, dit was 'n magtelose situasie om vir my beste vriend te gaan kuier, met die doel om vir hom te bid. Want ek wil nooit vir hom bid nie, het altyd vir ons te bid. En tot in sy sterwensuur, het hy vir my en sy vroukie Wilma gebid en die Here gevra, om ons te bewaar, want hy weet waar gaan hy heen. Om ons te beskerm, want hy weet waar gaan hy nou heen. Sy laaste woorde was, ek kom, Here Jesus, ek kom. Sekerheid! Ek het die voorreg gehad om daai boetie van my te begrawe in die kerkdiens. En dit was vir my vreemd, om te dink my beste vriend en kollega, sy kus moet hier voor die kansel staan. Maar weet jy wat, dit was 'n wonderlike begrafnis. Ons het die Halleluja lied gesing, blye versekering, Jesus is myn. Want ons het geweet, Johnny is nie in die kus nie. Dit wat oor is van hom, ja. Maar dit wat belangrik is van hom, is by die Here Jesus. En daarom wil ek vir u sê, dat sekerheid van jou saligheid, is die belangrikste ding wat ooit in jou hele lewe met jou kan gebeur, die verkryging van sekerheid. Maar lang storie kort te maak, die tweede ding wat met my gebeur het op daai stadium is, kyk, ek was vir vroumense 'n bietjie bang. Jy my vergewe, maar ek het so 'n bietjie 'n track record gehad wat teen my getel het op daai stadium van die wedstryd. So ek het hulle 'n bietjie vermy. Ek het na alles die bewys gehad dat 'n huwelik kan nie werk nie. So moontlik. Want in my eerste huwelik was ek alles en dit het 2,5 jaar gehou. Toe my tweede huwelik, toe sê my boerseun logika vir my, as dit nie werk as jy alles is nie, dan moet dit werk as sy alles. Ek meen, dis boerseun logika. En toe my tweede huwelik was sy alles en dit het 2,5 jaar gehou. En toe sê my boerseun logika vir my, huwelik kan nie werk. En toe bly ek van vroumense baie ver weg. Maar hier op 'n call, toe maak iemand vir my 'n blind date. Weet jy wat is 'n blind date in Afrikaans? Hulle sê is 'n blinde hoogte.
En toe kom ek op 'n blinde hoogte af. En die meisie is toe 'n geskeide vroukie en 'n ma van 'n 12-jarige dogter en 'n 6-jarige seentjie. En hierdie boerseun was in sy geskiedenis nog nooit 'n pa. Nou weet ek nie of jy al ooit in jou lewe op 'n rooi lig afgery het. En jy trap die briek en dit voel net die klats. Hoe nader in die gevaar kom, hoe vinniger gaan jy. Dis 'n lekker lelike afgryslike besigheid. Toe op 'n aand toe besef ek jy's verlief op hierdie meisie en jy's dalk lief vir hierdie meisie en hoe meer jy keer hoe erger word dit my maatjie. En toe skrap ek al die guts bymekaar wat ek het en ek sê vir haar so lekker binne is mos hoor ek's lief vir jou. In plaas dat sy my duik. Want dis tog wat 'n mens verwag van enige goeie gemiddelde meisie wat 'n oulike ouetjie soos ek in haar lewe kry. Skryf sy vir my die eienaarshandleiding van die mens oor die tafel. Die eienaarshandleiding van die mens, die Bybel. En sy sê gaan vind eers uit hoekom het God jou geskaap. Ek het hom geneem en ek het deur hom gelees en ek het uitgevind. Naarmate ek die woord van God begin bestudeer het ek agtergekom dat nie net die mens 'n definitiewe skepingsdoel het nie, maar alles in die wêreld daar buite het 'n definitiewe skepingsdoel. Alles in hierdie kerkgebou vanaand het 'n definitiewe skepingsdoel. Wat is die doel van 'n doopbak? Die skepingsdoel van 'n doopbak. Dis om babas by te doop. Wat is die skepingsdoel van 'n kateder? Om jou notas op te sit. Wat is die skepingsdoel van 'n oorhoofse projektor? Om iets te projekteer op 'n oppervlakte. Alles in hierdie kerkgebou het 'n definitiewe skepingsdoel. Ek het hier 'n baie besondere, baie dierpaker pen. Baie seldsaam, ek het hom bekom met baie hoë koste en baie moeite. Maar die enigste doel waarvoor ek hierdie pen gebruik is om my oor mee te krap. As jy sien in die saamstem is net die regte dikte, is net die regte lengte, fantastiese vashou plek en die wonder van 18 karaat goud is nooit koud op jou oor nie. Is dit waar? Ek het 'n ander cheap enetjie wat ek mee skryf. Maar hierdie diere krap ek my oor mee. Nee, dis nie waar nie. Hierdie pen is na jarelange navorsing, eers agter 'n tekenbord en toe in 'n produksieproses deur 'n sekere meneer Parker daar gestel met die uitsluitlike doel om te skryf. En as ek vanaand vir hierdie pen gee om mee te skryf en skryf met hom en sê vir my, wat 'n fantastiese pen, dan sê ek, yes, is 'n Parker. En op daai oomblik ontvang meneer Parker as die skepper van hierdie pen al die eer vir sy skepping. Wanneer as ek my oorkrap? Nee, wanneer ek hom aanwend vir die doel waarvoor hy gemaak is, naamlik om te skryf. Dwars deur die Bybel, soos 'n goue draad, loop die enigste skepingsdoel van 'n mens. En dis nie onderhandelbaar nie. En jy kan verskil met al die dinge wat ek vanaand vir jou sê, maar jy kan nie hiervan verskil nie. Want die enigste doel waarvoor God my en jou geskaap het, is die uitsluitlike doel om hom te verheerlik. Om hom te behaag, om hom te plesier. Ek hou daarvan om te sê, om hom te laat glimlag. My en jou enigste skepingsdoel is om God te laat glimlag op alles wat ons doen. En ek is 'n lekker praktiese ouetjie. Ek aanvaar nie sommer net hierdie goed so nie. Ek het onmiddellik gesê ek wil dit gaan probeer. Julle weet, ek het altyd byvoorbeeld bestuur op 'n manier wat my plesier. Jy weet, ek het later 'n kompleks gekry dat die ouens in Pretoria dink ek's doofstom, want almal het met my gepraat in gebaretaal, allerlei tekens. My volgende oggend toe bestuur ek werk toe op 'n manier wat God plesier, op 'n manier dat God laat glimlag. En toe is daar 'n verkeersknoop van ouens wat hulle dankbaarheid wil betoon. Ek sê, ry pel, hy sê, ek wil eers vir jou dankie sê. Ek het menseverhoudings begin hanteer op 'n manier wat God plesier. Jy sien, voorheen was menseverhoudings iets wat ek gebruik het om my te plesier. En daarom het ek nie vriende gehad. Baie kennisse gehad. Maar ek het nie vriende gehad nie. En die oomblik toe ek menseverhoudings begin hanteer op 'n manier wat God plesier, toe neem my vriendekring betekenisvol toe. My kliënte se belange het ek altyd hanteer op 'n manier wat my plesier. En
En toe begin ek dit hanteer op 'n manier wat God laat glimlag, wat God plesier. En toe neem my besigheid die positiewe kurwe wat ek altyd begeer het, dit moet neem. En toe kom ek 'n wonderlike ding agter toe ek terugkom by hierdie meisie van die blinde hoogte. Tesame met al die ander ervarings. En dit is dat die oomblik as jy volgens jou skepingsdoel begin leef, dan word jy onweerstaanbaar vir jou medemens, omdat God ook jou medemens so geskaap het. God het die mens geskape om iemand onweerstaanbaar te vind wat volgens sy skepingsdoel leef, naamlik om God te laat glimlag op alles wat hy doen. En daarom het ek hierdie meisie onweerstaanbaar gevind. En op daai stadium vind ons toe ook uit. Want tussen die twee van ons het ons 3 mislukte huwelike gehad. En saam met ons uitgevind. Met 'n skok. En wat ek nou sê, gaan jy dalk sê, nou wat is so snaaks daar en gaan dink mooi en dit sal vir jou ook dalk 'n skok wees. Ons het saam uitgevind dat God is toe al die tyd die skepper van die huwelik. Nie die stadsraad nie. Nie die regering nie, nie die provinsiale administrasie nie, en nog minder die kerk. God is die skepper van die huwelik. En as jy wil hê 'n tenniswedstryd moet werk, dan moet jy tennis speel op die skepper van die wedstryd tennis se reëls, reg? Kan nie tennis speel op rugby reëls, werk nie lekker nie. John McEnroe skop af by die agterste hoek. Gaan nie werk nie. Jy kan nou nie rugby speel op tennis reëls nie. En daarom, vriende, is daar vanaand hier in die Kaapse Skiereiland 93% van die huwelike is daar bestaande chaos vir een rede. Hulle probeer die spel van die huwelik speel op 'n ander stel reëls as die skepper van die huwelik se reëls. Werk nie. Net soos wat tennis nie werk as jy hom op rugby reëls speel nie. Kan die huwelik alleenlik werk as jy hom speel op die reëls van die skepper van die huwelik, naamlik God. En toe het ek en sy uitgevind verder dat daar is 'n basiese formule vir huweliksgeluk, en dit is 'n man wat uitgevind het wat sy skepingsdoel is, naamlik om God te behaag of te plesier in alles wat hy doen. En 'n vrou wat uitgevind het wat haar skepingsdoel is, naamlik om God te behaag in alles wat sy doen. En hoe nader aan hulle doelwit kom, hoe nader kom hulle mekaar. En as jy en jou vrou vanaand hier sit, dan sal julle saam met my getuig dat die hoogtepunte in julle huwelik tot dusver was die dae wat daar 'n gesamentlike doelwit was. Die hoogtepunte in jou huwelik tot dusver was die dae wat daar 'n gesamentlike doelwit was. Mag dit wees 'n nuwe huis, 'n baba, 'n nuwe motor, 'n vakansie, seksueel. Dit maak nie saak wat die gesamentlike doelwit is nie. Hoe nader jy aan hom beweeg, hoe nader kom jy aan mekaar. Daar's net een probleem met die doelwitte wat ek net genoem het. En dit is jy kan hulle bereik. En dan? Jy sien meneere, jy as man kan vanaand in hierdie kerkgebou hier sit, moet die edelste en die reinste doelwit wat daar is. Jy kan begeer met alles wat jy in jou het. En ten doel stel met alles wat jy in jou het, om die beste man vir jou vrou te wees, en die beste pa vir jou kinders te wees wat daar is. En dis 'n lekker edelrein doelwit. En mevrou, jy kan vanaand in hierdie kerkgebou sit, en jy kan hier sit met die edelste en die reinste doelwit wat daar is, naamlik om die beste vrou vir jou man te wees wat daar is, en die beste ma vir jou kinders te wees wat daar is. En dis 'n edel en 'n rein doelwit. Die enigste probleem wat daar nou in julle huwelik bestaan, is julle het nou 'n lekker treinspoor huwelik. Dis nou as julle edel rein doelwit het. Vergeet nou nog as hy nou gebou is vir geld maak en jy's gebou vir die vroue federasie. Ek meen dan is dit nog erger. As julle edele, reine, opregte doelwitte het, dan is julle in 'n treinspoor huwelik. En nêrens in die wêreld is daar 2 treinspore wat ooit by mekaar uitkom. Gewoonlik is al wat die 2 treinspore aan mekaar vashou is die dwarsleers, en dis die kindertjies. Dis die kindertjies.
Daar is maar een formule en dit is 'n man wat uitgevind het wat sy skepingsdoel is, naamlik om God te behaag in alles wat hy doen. En 'n vrou wat uitgevind het wat haar skepingsdoel is. En hoe nader aan hulle doelwit kom, en dis 'n ewige doelwit. Hoe nader aan hulle doelwit kom, hoe nader kom hulle mekaar. Ek en Annetjie is toe op daai stadium getroud, 6,5 jaar gelede. Ons volledige reeks seminare wat ons landwyd aanbied op die oomblik. Hierdie boerseentjie het nie breins. Ek het bietjie, maar ek het nie kennis nie. Ek het geen kwalifikasies nie. Ons bied al 5 seminare aan gebaseer op een ding, en dit is die oorvloed wat ek en Annetjie in ons huwelik ervaar. En die oorvloed wat ons as 'n gesin ervaar, en daarom as ek vanaand na my of na Annetjie verwys, dan moet jy nie môre die dominee bel en sê, hoor jy, daai ouetjie praat te veel van homself. Want ek staan vanaand hier, alleenlik op grond van die genade wat daar aan ons Here Jesus Christus is. Want as dit nie vir sy genade was nie, dan eis ek as ek dink waar ek kon gewees het. En ek staan hier in die krag van sy Heilige Gees. Maar my enigste ervaring wat ek met julle kan deel, is my persoonlike ervaring in my huwelik met Annetjie. As die hemel is soos my huis is, dan gaan ek nou. En dit word elke dag beter. Ek is nie besig om te sê ek en Annetjie het 'n volmaakte huwelik nie. Daar is nie so ding soos 'n volmaakte huwelik nie, want jy kry nie 2 volmaakte mense nie. Die laaste volmaakte mens was Jesus. Daarom is dan nie so iets soos 'n volmaakte huwelik nie. Maar die belangrikste ding wat jy in betrokke kan wees, is 'n groeiende huwelik. Is jou huwelik besig om te groei, of is hy besig om te vrot? Dis ongelukkig die enigste 2 alternatiewe. Jy sit net daar en jy sê, nee, jy kan nie dit sê, dis nou 'n bietjie kras. Dis dan nou 'n bietjie erg. Kyk, my huwelik, hy flout maar net so. Daar is nou nie baie sports nie, maar jy kan nie sê hy vrot nie. My maat, alles in God se skepping wat ophou groei, vrot. Ook huwelike. En jy beter begin 'n koes sit, want jy weet dalk nie hoe verrot is jou huwelik. Hy sal net eendag, wap, kollaps as die sterkste wind kom. Want 'n huwelik wat nie groei nie, is besig om te vrot. En dit beteken, dat as daar nie meer betekenis in jou huwelik is as laas week nie, dan is hy besig om te vrot. So die eerste vereiste vir oorvloed in die huwelik is groei. En julle sal met my saamstem dat al wat iets laat groei, ek meen, vat jou kinders en sit hulle 'n bietjie vir 'n maand in die hoenderhok, sonder kos en water, en kyk hoe opwindend word hulle groei. Lekker afgryslike besigheid om dit te aanskou. Weet julle hoekom? Hier was die basiese vereiste vir groei. Kos en oefening. Jy moet jou huwelik kos gee, en jy moet jou huwelik oefen. Dan kan hy groei. Ek glo as ek so na julle kyk, as julle het my vir 'n oomblik vanaand toe ek daar sit laat bedreig voel. Maar dan besef ek weer Jesus leef in my en dan kan niks my bedreig. Julle lyk vir my afgryslik geleerde klomp mense. Weet jy hoekom? Julle lyk vir my net so 'n bietjie geleerd, maar weet julle wat? Die punt wat ek wil maak omtrent hierdie ding van voedsel, van eet en van oefening, is dit nie vreeslik baie intelligensie nodig nie. Dit vra toewyding, dis al. Sê my, hoe hard het jy in jou geleerdheid gesoeg en gesweet om jou kwalifikasie te behaal? Lekker miskien 'n paar nagte deur geswat, is dit moontlik? En vir al daai vak wat jy gesleep het in jou 3de jaar, jy het hom sommer nagte deur geswat. Ek vra jou vanaand, hoeveel vakke is jy besig om jou huwelik te sleep? Maar jy is nie eens bereid dalk om 10 minute daaraan af te staan nie. Sleep julle dalk vanaand die kommunikasievak? Dis die een wat meeste huwelike sleep. Nee, kyk, ons sal hom weer daarvoor vat. Daarvoor sluit hy weer aan. Nou sê. Jy gaan hom sleep. Wie ek sal nooit vergeet nie, my 3de jaar in matriek. Sou ek enige iets gee. Ek het onderwysers, ek het baie geld gemaak in matriek, nie tyd om julle daarvan te vertel nie. Maar ek het genoeg geld gehad om 'n paar onderwysers afgryslike aanbiedinge te maak. Ek het vir hom gesê, hoor jy maat, sien jy die checkie? Is nie joune nie. Maar dit kan altyd joune word as jy wiskunde uit my syllabus uithaal.
En ek sê 'n paar onderwysers het 'n baie hoë intellektuele onderwysvlak onderhandel en wiskunde uit my syllabus uithaal. En toe een middag na 'n rugby-oefening, want ek was toe al afrigter. Toe kom staan een van die onderwysers daar by my en ek sê vir hom, hoorie Pel, wat nou van die aanbod man? Ek meen jy is besig om te vorder met die saak. Sê vir my, ek het vir jou goeie nuus. Sê ek, moenie my dit nou vertel. Sê ek het vir jou goeie nuus. Ek het uitgevind hoe kan jy wiskunde uit jou syllabus uitkry. Kom hom deur. Het kos jou nie 'n sent nie. Kom hom net deur. En dis ook waar in die huwelik, die vak wat jy nou sleep. Weet julle wat, ek sê dit met baie respek en eerbied. Ons spandeer ure op ons knieë voor God, besig om te onderhandel dat hy die vak uit ons syllabus moet uithaal. Ons bring offers, ons gaan saam kerk toe. Ons gaan saam Koinonia toe. Ons gaan saam allerlei dinge doen, net dat ons net die ding uit die syllabus kan uitkry. Gaan nie werk nie. Jy moet daai vak eers deurkom. Dan sê vir altyd uit jou syllabus. Wie wiskunde so uit my syllabus uit? Dat as my seentjie huis toe kom met 'n wiskunde probleem, wie ek sal 'n ander professor onder die straat baie geld betaal, maar ek sal hom waaragtig nie help nie. Want daai ou het gesê as ek deurkom as ek klag. En ek het hom deurgekom. En dit beteken ek is klaar. Jy sal die vak wat jy in jou huwelik sleep, moet deurkom. En dit gaan dalk beteken 'n paar nagte se toegewyde swat. 'n Hele paar nagte se dwarsdeur. Die is seker mal, ek werk man. Toe jy jou vak wat jy varsity gesleep het wou deurkom, toe was werk nie belangrik. Die vak wat jy in jou huwelik sleep is baie belangriker. Sit maar 'n paar nagte in julle twee. En kom my vak deur. Kry met jou syllabus uit. Julle weet as ons kyk na die huwelik, dan kyk ons uit die aard van die saak na twee individue. Want wie julle dit nou wil glo of nie, 'n huwelik bestaan uit twee individuele mense. En dis baie belangrik dat jy vanaand aanvaar. Jy weet, ek dink altyd as ek praat van 'n individu, veral as ek praat van 'n Christen, dan dink ek aan die baie bekende beeldhouer, wat een aand die uitdaging aanvaar het van die regering, om die grootste perd, wat daar nog ooit uit graniet gekap is, uit graniet te kap. En hy het hierdie ontsettende groot granietblok uit Wes-Duitsland uit ingevoer. En het hom met 'n hyskraan daar op die sypaadjie voor sy ateljee neergesit. En toe staan sy buurman in die middag en sê, "Hoor die Pel, wat gaan jy met hierdie blok berg graniet maak?" Toe sê hy, "Nee, ek gaan 'n perd uitkap." 'n Perd. En hoe dink jy miskien gaan jy 'n perd uit hierdie stuk klip uitkap? Sê nee, is baie maklik. Ek vat net 'n hamer en 'n bytel en dan kap ek alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. Nou het ek nuus vir jou. En dit is dat God is die beeldhouer in jou lewe. En hy is besig om jou te vorm na die beeld van sy seun Jesus Christus. En hy is besig om alles in jou lewe af te kap wat nie soos Jesus lyk nie. God is die beeldhouer in jou lewe. En hy is besig om alles af te kap wat nie soos Jesus lyk. En dis baie keer lekker seer. Dis baie keer lekker ongemaklik. Ons doen elke dag huweliksberading. Weet julle wat is die hooftema van elke huweliksberadingsafspraak in my kantoor? Mense wat fout vind met die bytel wat God gekies het. Hou nie van hierdie bytel nie. Hy moet 'n ander bytel vat. Hierdie is te skerp. En nou praat ek van 'n vrou wat daar sit en sê, my man se sekretaresse. My man is in 'n buiteegtelike verhouding met sy sekretaresse betrokke. Mevrou, vergeet van jou man, vergeet van sy sekretaresse. Kom ons aanvaar dat God is besig om jou te vorm en hy die skerpste bytel beskikbaar gekies. En dis jou man se sekretaresse. Moenie die bytel kritiseer nie. Laat die beeldhouer die werk voltooi. Dis al 'n manier om die bytel uit jou lewe uit te kry. Is daar vanaand 'n bytel in jou lewe wat jy nie van hou nie? Moenie vir God vra om weg te neem nie. Hy kan nie, hy het jou te lief. Bid jy dalk al maande lank vir die verwydering van hierdie probleem uit jou lewe uit?
Hy het jou te lief. Hy is dalk besig met die hardste stukkie in daai marmerblok wat hy moet uitkap. Weet julle wat's dit? Trots. Weet julle wat is die grootste faktor in huweliksprobleme? Trots. Weet julle wat is die kanker wat besig is om Suid-Afrika as 'n volk op sy knieë te bring? Trots. Op politieke gebied, sosiale gebied, godsdienstige gebied. Die reën wat onlangs landwyd uitgesak het, is vir my vreemd. Ek bevraagteken nie die Skepper nie. Maar ek staan in verwondering oor sy genade en sy liefde. Want toe hierdie droogte ons land vasgryp, toe weet ek, God gaan die trotsgewas uitsny. En hy het die mes gekies. En behalwe dat hy beeldhouer is, kan jy hom ook sien as 'n chirurg wat besig is met 'n operasie om jou te vorm met die beeld van sy seun Jesus. En die mes wat hy gekies het vir die Suid-Afrikaanse volk om die trotsgewas mee uit te sny, is ons ekonomie. Ek dink is die skerpste mes wat God kon kies. Maar ons sou aan sê, nee, dis die goudprys. Nee, dis dit, nee, dis dat. Wanneer gaan ons as 'n volk besef dat dit God is wat 'n operasie wil uitvoer en dat hy die trotsgewas wil uitsny? Daar's net een ding wat trots effektief regtig smelt, en dis die liefde van Jesus. En dit bring my by die volgende punt, en ek is heeltemal uit die notas uit wat ek saamgebring het. Ek loof die Here, dis dit getuienis van die werking van sy Gees. Dit bring my by 'n nuwe ding wat ons vandag ervaar, by topberaders in die koninkryk van God. Die nuwe mode is nou onverzoenbare persoonlikhede. Meneer, mevrou, ek is tevrede dat julle onverzoenbare persoonlikhede, en dit beteken julle mag maar skei, want die huwelik tussen julle sal nooit werk nie. Ek meen, meneer, jy is heeltemal introvert, en mevrou, jy is heeltemal extrovert, dit kan nooit werk nie. Nou wil ek vir u sê, wat dink ek van onverzoenbare persoonlikhede? Ek dink, dis twak! Dis wat ek daarvan dink. Kom ek verklaar myself. Die twee mees onverzoenbaarste persoonlikhede in die hele koninkryk is Louis en Annetjie Malherbe. Want 'n groter ekstrovert kan jy beswaarlik kry as hierdie boertjie wat hier staan. Ek meen, ek tree jou aan wat asemhaal. Kyk, as hy lank as 'n ou asemhaal, dan skap ek hom met die evangelie. Ek wil net hê hy moet lyk of hy lewe. Speedkop, buskonnekteur, predikant, net wie jy wil. En ek is 'n ekstrovert. Annetjie op haar beurt is heeltemal introvert. Is tog vreemd dat ons so oorvloedige huwelik ervaar. Nee, kom ek vertel julle, hulle kom elke dag daar. Hulle kom nou die dag deur vanuit die Karoo uit. Is vorder gery. Nee, hulle was nou maar, kyk, eintlik wat hulle sê is, hulle wil maar net hulle familie tevrede stel, dat die 10de ou ook kan sê onverzoenbare persoonlikhede. Ek meen, hierdie ou is so introvert, hy sit net daar. Nee, hy skuif so laag in die stoel af. Hy maak net so nou en dan so. Julle wel 'n introvert. En sy laat waai en sy praat dat dit 'n narheid is. Sy is uit die aard van die saak toe die ekstrovert, so lei ek toe af. En toe die ekstrovert nou klaar die aankondiging gemaak het van die probleem, en dit het daar 1 uur en 'n half gevat. Toe sê ek vas, Sissie, kan jy net vir ons 'n bietjie voor in die ontvangs gaan sit? Toe skrik hierdie introvert. Want hy is nie gewoond om alleen aangevat te word nie. Want hy is dan nou introvert. En toe al wat ek met hom doen, ek laat die liefde van Jesus toe, om so naby hom te kom, dat die liefde van Jesus sy trots begin smelt. Maar menige introvert skuil agter 'n kors van trots. Maar hy kan wegkom daarmee, want hy noem dit 'n aanvaarbare naam. Ek sê introvert, stil oukie. Dis baie keer trots. En toe die liefde van Jesus so naby hom kom, dat die trots begin smelt, toe sit hierdie introvert al hoe meer regop. En toe Jesus die introvert breek, toe die liefde van Jesus die introvert in 1000 stukke breek,
toe maak hy ook sy hart oop vir die Here Jesus. Want toe is die kors van trots wegsien. Toe plaas hy ook deur 'n wilsdaad Jesus Christus in beheer van sy lewe. En toe gaan die introvert en hy tel hy ekstrovert vroutjie van hom in die ontvangs op en hy sit daar op sy skoot binne my kantoor. En daai ekstrovert het nog nooit weer 'n woord gesê nie. En die punt wat ek besig om te probeer maak, sê my, met my beperkte agtergrondskennis, is dit moontlik dat twee mense in 'n huwelik waar Jesus leef in die hart van die man en Jesus leef in die hart van die vrou, is dit moontlik dat hulle vir mekaar onverzoenbaar is? Sê my. Waar die liefde van Jesus die trots van die man en liefde van Jesus die trots van die vrou gesmelt het en hy leef, hulle leef nie meer nie, maar hy leef in hulle. Is dit moontlik dat hulle kan 'n onverzoenbare persoonlikheid hê? Ek vra jou. Weg is die verskoning. Maar jy sien, ek het agtergekom, onlangs, toe God my aangegryp het, met die skrifgedeelte in Romeine 6. Dis 'n lekker gerieflike hoofstuk om oor te slaan in jou Bybelstudie. Dis 'n lekker gerieflike hoofstuk om nie onder Hebreërs 11 vers 6 se kam te skeer nie, naamlik, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want as jy geloof het in Romeine 6, dan beteken dit, en ek sê al hierdie dinge toegevou in die bloed van Jesus met baie respek, maar ek wil dit prakties maak. Dan word dit moontlik dat jy dalk agterkom dat jy 'n draai op Golgotha gemaak het. En dat jy by die kruisiging was. Maar jy is nog nooit begrawe nie. Die ouetjie wat jy saam met Jesus gekruisig het, spook nog die hele dorp vol. Hy is nie in die graf nie. Jy sien, in 'n huwelik beteken dit meneer, mevrou, die liefde van Jesus met julle trots smelt. En dan moet jy na Golgotha gaan, en dan moet jy die ou sondige persoonlikheid kruisig, doodmaak. En dan moet hy saam met Jesus graf toe. Kan nie daar omdraai nie. Hy moet nou begrawe word. In Romeine 6 vers 6 sê, in beginsel dit, die ou sondige persoonlikheid moet sy sondige begeertes is nou begrawe. Hy leef nie meer nie, maar Jesus leef nou in hom. En na die begrafnis, dan bly die sondaar in die graf. En Jesus staan op. En jy leef nie meer nie, maar hy leef in jou. En dan het onverzoenbare persoonlikhede nie meer 'n bestaansreg. Kan julle dit sien? Jy sien, ek glo soos jou mense geglo het. Voor jou huwelik kon jy kies wie jy wil lief hê. Maar nou dat jy gekies het, moet jy lief hê wie jy gekies het. Einde van die storie. Ons gaan nou so kort breek hê. Sê waarom het ek agtergekom het dat the mind can only absorb what the seed can endure. Ek sien jy het lekker sagte sitplek hê, maar miskien moet ons net so, kan ons net 'n onderbreking miskien in die bande kry, dat ons net so lekker vinnige opstaan breek. Dit raak net so slag julle bene. Ons is nou min of meer presies halfpad en dan gaan ons van hier af verder. Ek wil hê dat ons daarom tog so 'n bietjie sal gesels oor die dinge wat ons glo is belangrik, en daarom gaan ons sommer 'n paar dingetjies in hierdie tweede gedeelte aanraak. En die eerste ding wat ek graag iets omtrent wil sê is die woordjie liefde. Baie mense sê dat die basis en die grondbeginsel van 'n suksesvolle huwelik is liefde. En ek het al elke keer as ek dit hoor en vra ek vir die mense, weet julle wat beteken liefde? Ja, nee, kyk, liefde beteken kyk, liefde is, en dan wara die manne afgryslik. Want as een ding om te sê jy weet wat liefde is, en is 'n ander ding om te weet wat liefde is. Die beste formule, basiese verduideliking vir liefde wat daar is, glo ek, is in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Maar ek sou graag wou sê dat liefde in die huwelik kan saamgevat word as 'n begeerte om iemand beter te leer ken, wat al reeds so groot genoeg indruk op jou gemaak het, sodat jy jou lewe met daardie persoon wil deurbring.
Liefde is 'n begeerte om iemand beter te leer ken. En die oomblik as jy jou visie van jou maat se rol in die huwelik verloor. Luister mooi, ek sê nie jy moet visie van jou maat verloor nie. Jy moet net visie van jou maat se rol in die huwelik verloor. Byvoorbeeld die oomblik as 'n man sy leierskapsposisie in die huis afstaan. Want God het hom daar geplaas as leier. Dan verloor jy jou begeerte om hom beter te leer ken as vrou. En dan is jy oortuig jy is nie meer lief vir hom nie. Kry dit so gereeld. Meneer, ek haat die ding. En ek wil nie meer saam met hom in dieselfde huis bly nie. Want ek haat hom. Sê ek, dis wonderlik mevrou, dis aanvaarbaar en my enige simpatie met al die drama wat jy het. Het jy nie dalk jou visie van hom as leier verloor nie? Wat? Wil jy nie die Here 'n kans gee om hom weer op te rig as die leier van jou huis nie? OK? En dan betrek ons so 'n man in 'n studiegroep waar God besig is om in ons as manne se lewens in te bou as leiers. En dan sien ek en Annetjie hulle 3 maande later by die skou. Hulle ons is vanke aan mekaar. Sê mevrou, net een ding duidelik, ek het nog nooit jou man ontmoet nie. Is dit jou nuwe boyfriend of is dit die ding wat jy gehaat het? Nee, dis die ding hierdie. Maar ek is vir hierdie ding so lief, ek weet nie hoe kan ek ooit sonder hom klaar gekom het. Jy sien, sy het weer 'n begeerte om hom beter te leer ken. Ek sal vanaand die heel oudste egpaar in ons gehoor uitkies, en ek sal hulle vra om vorentoe te kom, en ek sal vir hulle vra, wat is die een ding wat nog julle huwelik betekenisvol maak, en ek glo hulle sal kan sê, ons voortgaande begeerte om mekaar nog steeds beter te leer ken. Daarom is liefde saamgevat as 'n begeerte om iemand beter te leer ken. En nou wil ek hê ons moet aanvaar dat God se plan vir die huwelik was eenwording. God se plan vir die huwelik was eenwording. En dit beteken eenwording in al 3 dimensies van menswees. En die mens is 'n 3-dimensionele wese: liggaam, siel en gees. En die meeste huwelike ervaar net die eerste dimensie van eenwording, naamlik liggaamlik. 98% van die egskeidings in Pretoria se egskeidings of die laaste jaar is die huwelike ontbind voordat hulle die tweede en die derde dimensie van eenwording eers ervaar het. Liggaamlike eenwording werk gewoonlik vir 'n rukkie. En dan word daar eis gestel aan eenwording op die gebied van die siel, wanneer 2 persoonlikhede moet begin een word, na mate hulle mekaar beter leer ken, en dan die derde dimensie, naamlik die gees, wanneer 2 mense eenwording voor God ervaar in die gees. Maar nou kry mense so baie. Ek ook, ek was baie skuldig daaraan. Kyk, as sy verander, dan sal ek verander. Maar as sy nie vinnig verander nie, dan moet sy poel. Ek het dit baie gesê. John Jess het gesê, your marriage stands little chance of improvement until you change. All the prayer you can cram into your schedule won't change a thing in your home until you change. And should you say, I will change when he does or she does, you're really saying that you consider something else more important than a successful marriage. The only real progress in saving a disintegrating marriage comes when the offended party honestly prays, Lord, change this marriage, beginning with me. In huweliksberading het ons 1 basiese vereiste. Mevrou, ons sal toelaat dat die Here ons gebruik as instrument in jou probleem, maar daar is 'n voorwaarde. Ek praat met jou net oor jouself, nie oor jou man nie. Meneer, dieselfde met jou, ons praat net oor jou, nie oor jou vrou nie. Op die manier verloor ons 80% van die prospekte. Want hulle wil nie praat oor hulle self. Hulle te veel om te sê van die moego waarmee hulle getroud is. Want die ding moet bykom. Dis belangrik dat ons sal aanvaar
Dat eenwording beteken ook, omdat die skrif so sê, dat jy sal jou ouers verlaat. Weet jy wat 'n ander tragedie in ons land op die oomblik? Dat goeie, liefdevolle, besorgde moeders, een van die 4 hoofoorsake van egskeidings op die oomblik in Suid-Afrika is. Goeie, pragtige, bekommerde, liefdevolle moeders. Is die 4de grootste oorsaak van egskeidings in Suid-Afrika vanaand. Jy en jou man of jou vrou moet een word, en dit beteken julle sal julle ouers verlaat, nie verag nie, nie verwerp nie, maar verseker verlaat. Dit beteken gesamentlike ooreenkoms oor wanneer ons hulle sien. As die ouers in hierdie gehoor sit, moet hulle nie vir my kwaad word. Want dit is waar. En as jy jou dogter liefhet, dan moet jy haar los. Dat God haar 'n geleentheid kan gun om een te word met haar man. Op die oomblik kan hulle nie, want julle is 3. En dis belangrik. Ja, maar jy moet sien en behandel dan my dogter. Hy sal nie eens vir haar die deur oopmaak. Hy sal maar sê, is jou arm af. Wat is jou moeilikheid? Is jy siek? Mevrou, dan maak hy wat met haar. God is besig om haar te vorm. En hy het dalk daai moego van 'n man gekies as 'n mes. Of as 'n bytel. En jy is besig om die bytel uit die beeldhouer se hand uit te kap. En jy sal daarvoor verantwoording moet doen. Klink of ek net met die skoonmaas praat. Kry so 'n paar robbe skoonpaas ook wat so nou en dan in 'n skoonseun inklim, so 'n paar lekker warm klappe. Kan nie werk hy goed nie. Eenwording beteken 2 mense met een word. Ek wil hê ons moet vinnig so 'n bietjie gesels oor gesamentlike groei in die huwelik. Want 'n man en 'n vrou glo ek moet saam groei. Julle weet, hulle moet geestelik groei. En ons het nou gesê, ding wat nie groei nie word vrot. Maar ek wil een ding duidelik maak, en dit is, daar is 'n verskil in die groei tussen 'n man en vrou. Meneer, jy as man moet groei as leier. Jy moet groei as leier in jou huis. Ja, maar ek hou nie van dit nie, man. Ek is 'n sterk vrou. Extrovert. Ek is eintlik 'n introvert. Nie as Jesus in jou hart leef nie. Jou amp in die huwelik is die een van leier. Koning, priester en profeet is die man se amp in die huwelik. En mevrou, jy mag nie nou hierdie ding misbruik nie. As jy nou besig om jou man onder die stoel te trap, ek kom nou by jou. Meneer, wat beteken dit om koning, priester en profeet in jou huis te wees? Koning beteken jy moet leier wees. 'n Koning is nie 'n ou wat so nou en dan in die dorp instap en dan hoor hy hoe werk dit nie. Hy lei die mense. En daarom as koning moet jy jou vrou lei. Priester beteken jy moet van tyd tot tyd jou vrou 'n bietjie seën. Yes, voor die kospotte as dit nodig is. Jy die hande op haar skouers te sit en te sê, Vader, as priester van my huis in die naam van Jesus seën ek nou hierdie vrou. In haar amp as huisvrou. Ek sal nooit vergeet die aand toe ek my dominee bel en sê, dominee, jy moet gou kom. My kind het 'n verskriklike koors. En hy bly langstel en ek sê, dominee, is jy doof? Jy moes al hier gewees het, die kind is besig om dood te gaan. Hy gaap so slag, hy sê, weet die pa, wat is verkeerd met jou? Is jy nie priester van jou huis nie? Hoekom wil jy nou 'n ander priester invoer? Ek het daai nag as priester van my huis voor daai kindjie se bed gekniel. My hand op haar geplaas in die naam van Jesus. Haar geseën. En sy deurgeslaap. Profeet beteken, jy moet die Bybel vat en dit aan jou vrou uitlê. Ja, maar ken nie die Bybel so lekker nie. Dis nie die idee nie. Dat jy die woord sal lees en die Heilige Gees van God sal vra om aan jou te openbaar as profeet van jou huis. Koning, priester en profeet. En nou jy, mevrou. 'n Vrou se groei is na binne.
Innerlike skoonheid. Innerlike skoonheid is waar die vrou moet groei. Luister mooi, moenie verwar nie. Wat is die Grieks vir innerlik? Want dan wil jy weet wat is die Grieks. Innerlik, nie uiterlike skoonheid nie. Ons het navorsing gedoen onder 'n groep baie gelukkige getroude mans. En ons het hulle gevra, sê my, hoe belangrik is uiterlike skoonheid in jou huwelik? En almal het gesê, dis toevallig waar dat my vrou uiterlik mooi is. Maar ons huwelik is gelukkig omdat sy innerlik pragtig is. Jy sien, die wonderlike ding van innerlike skoonheid is dit hou vir altyd. Ja, maar hoe kan ek groei in my innerlike skoonheid? Hoe groei in jou uiterlike skoonheid? Jy spandeer 6 uur 'n dag voor 'n spieël. Ek praat nie van hy lange in die slaapkamer nie. Ek praat ook nie van hy kleintjie bo die wasbak nie. Ek praat van die winkelvenster. Die modderskerm van die motor. Die triespieltjie. Die huisbak. 6 uur. Is dit konservatief? Dit is bietjie kwaai. Nou dat ek daaraan dink. Wel, ek daag jou uit om jouself die gewoonte aan te leer, elke keer as jy in 'n spieël kyk en jy wil jou uiterlike skoonheid laat groei, vang 'n klein sak Bybeltjie, slaan hom oop en maak die regstelling wat God sê op daardie oomblik in jou innerlike. En kyk hoe groei in innerlike skoonheid. Hier is die wonderlike ding omtrent innerlike skoonheid. Dit hou vir altyd. Weet julle wat is die gaar storie van uiterlike skoonheid? Kom 'n dag waar jy so myle op is dat jy kan nie meer mooi wees. Vra vir Liz Taylor. Hulle het nou nie meer plek om die velle vas te maak nie. En nou het sy moeilikheid, want sy het nooit tyd spandeer aan 'n innerlike skoonheid nie, en die buitekant raak nou lelik op. Daarom is dit belangrik dat 'n vrou na binne sal groei en 'n man na buite as leier. En dis belangrik wat ek nou sê. Ons lag lekker daaroor en so aan. Maar dis een van die belangrikste dinge wanneer ons na die huwelik kyk. Miskien moet ons toch iets sê omtrent kommunikasie. Ek wou dit nie aanraak nie, want dit is 'n seminar op sy eie. Ek wil vra dat die manne wat die band maak, as ek nou hierdie sin sê, moet hulle hom laat vashak. En dan gaan ek 'n bietjie tee drink, koeksusters eet, weer 'n bietjie die uitsig beskou. Teen daai tyd behoort julle al 400 keer te gehoor het. Julle moet met mekaar praat. Julle moet met mekaar praat. Julle moet asseblief met mekaar praat. Jy sien, ons het 'n lekker epidemie in Suid-Afrika op die oomblik aan die gang. Ernstige siekte wat uitgeslaan het. Epidemiese afmetings, die siekte is bekend as stilstype. En hierdie ding is so aansteeklik, is 'n gevaarlike besigheid, want as man lief van die huis afkom en mammy het dit, 30 sekondes later, zip, en hy het dit op. Lekker afgryslike siekte hierdie. En daar is nie pille nie. Daar is nie serum nie. Daar is niks behandeling wat hierdie siekte kan wegvat nie. Maar ek het nou gelukkig 'n goeie maatjie daar in Pretoria, hy is 'n towenaar. Ou Martina. Hy het my al baie toorwoorde geleer. En weet jy wat is al wat stilstype genees? 7 toorwoorde. 10 toorwoorde. Die van julle wat nie lank kan onthou nie, moet nou hierdie toorwoorde afskryf. Maar die volgorde sal ek so sê dat jy dit duidelik onthou. As jy hierdie 10 toorwoorde sê in 'n area waar stilstype hand uitgeruk het en epidemiese afmetings aanneem, dan is die kans dat dit binne die strek van daai toorwoorde, as jy die laaste een sê, is dit weg. Jy moet hulle net stadig sê dat al die ander wat ly aan die siekte kan verstaan. Dis die belangrike ding. Die toorwoorde vir stilstype is dit: ek is jammer. Punt. Is jy bereid om my te vergewe? Vraagteken. Ek is jammer. Is jy bereid om my te vergewe? Toorwoorde. Jy sien, jou maat het dan 2 keuses. Hy moet sê ja, of sy moet sê ja, dan is die epidemie geskiedenis. Of jou maat kan sê nee, dan is die epidemie geskiedenis in jou lewe. Maar nou word dit 'n ernstige ding in die maat se lewe. Maar nou word dit 'n grief. En dis die kanker van die gees. Griewe. So onthou daar die toorwoorde, en as die epidemie weer in jou huis uitslaan, en hy slaat in my huwelik ook lekker gereeld uit.
Het ook 'n vroukie wat stilstype kan, alhoewel ek kry dit ook. Ek moet sê ek kry dit ook, maar ek dink ek kry dit by haar. Kyk, is selde wat sy nie gehoor is as ek hierdie seminar gee, so miskien moet ek vanaand so 'n bietjie in haar lewe inbou. Onthou die toorwoorde, mamma? Nee, ons lag nou lekker, maar dis belangrik. Ek is jammer. Is jy bereid om my te vergewe? Maar hierdie toorwoorde stel 'n redelike eis in jou trots hoor. Jy sit dalk jou trots met kruis voor jy dit kan sê. Want partykeer geniet ons hierdie epidemie so verskriklik, ons wil nie eintlik hê dit moet so gou verbygaan. Ken julle sulke mense? Bly dalk by jou in die huis. Mense hou van drama. Maar dit werk nie. Ek glo daar's 3 hoofredes vir egskeidings op die oomblik in Suid-Afrika. En die vierde grootste oorsaak van egskeidings in Suid-Afrika is 'n dierbare, liefdevolle, goedbedoelende moeder. Sy maak dit maar 'n moeder. Die vierde grootste oorsaak van egskeidings. Die derde grootste oorsaak van egskeidings in Suid-Afrika op die oomblik is 2 maats in dieselfde huwelik wat hulle self nog nie leer ken het nie. En daarom hulle self nog nie kan aanvaar nie. En daarom hulle nie aan mekaar kan gee nie. Want jy gee vanaand net soveel van jouself aan jou maat as wat jy aanvaar het. En daarom moet jy jouself vanaand aanvaar, dis wat jy is. Hoekom? Want Jesus aanvaar jou vanaand so. Hy sal van jou die mens maak wat hy wil hê jy moet wees. Die nommer 2 grootste oorsaak vir egskeidings in Suid-Afrika is kommunikasie. Kommunikasie, mense praat nie met mekaar. Jy moet hoor hoe begin hulle praat in die egskeidingsprokureur se kantoor. Dan sit hulle gekuier dat die hoenders agteruit vlieg. Maar hulle praat nie met mekaar nie. Daarom is dit die nommer 2 grootste oorsaak van egskeidings in Suid-Afrika. Die nommer 1 grootste oorsaak van egskeidings in Suid-Afrika is die beskikbaarheid van die egskeidingshof. Al die dinge is my opinie. Nie regeringsbeleid wat ek nou mee deel. Maar ek glo dat die nommer 1 grootste oorsaak van egskeiding in die Republiek van Suid-Afrika is die beskikbaarheid van die egskeidingshof. Laas Woensdagoggend in Pretoria se egskeidingshof 187 paartjies. Hulle is besig om die fasiliteit te vergroot, want hulle glo Desember 84 sal die eise gestel word vir 300 pare 'n week. Van daai 187 paartjies is daar net 2 wie se huwelike Jesus nie kon red nie. Want een van die maats is sielkundig onstabiel en gestig. Die ander 185 se huwelike kon Jesus red. En dis belangrik. Want die egskeidingshof is 'n fasiliteit in ons land. As God jou in die oond sit om jou te verhit sodat hy jou kan vorm, want alles wat vir altyd hou word onder hitte gevorm, is die plek waar jy uit die oond uit kan klim, die egskeidingshof. Klein deposito, 14 dae. Af is al die temperatures. Daar's net een probleem, jy's nou half gaar. En nou stap jy lekker sterk in jou volgende huwelik in. 2,5 jaar later verduidelik jy die hele dag dat die honde huil, hoekom hierdie huwelik nie kan werk. En jy byl weer uit die oond uit. Selfe plek. Klein deposit, 14 dae. Jy weet mense, ek kry baie keer sulke crazy goed in my kop. Ek het die 2 crazyste goed wat ek in my hele lewe in my kop gekry het, was so 2,5 jaar gelede een nag, toe word ek wakker. Kyk, toe ek 'n huursoldaat in die leermag van Jesus. Kyk, ek soek 'n paar manne wat saam met my wil beklei teen die duiwel, maar ek soek nie van in 'n army wees. Huursoldaat. Want niks met die kerk te doen nie. Kerk weet nie hoe dit werk nie. Klomp paras daai. Ek soek net 'n paar manne en dan is ons huursoldate en dan sal ons die duiwel aanvat. Ek lê die nag in die bed, borstel bietjie met hierdie ding voor die Here. Die Here sê, wat is die kans dat jou groot aanklag is na jou kerk is gevrek? Wat is die kans dat jou kerk is gevrek omdat jy nie daarbey betrokke is? En daai nag kry ek 'n crazy idee in my kop dat daar kan dalk mos herlewing in die NG Kerk plaasvind. En ek duik uit my huursoldaat soet uit. En ek gaan sien my regimentsbevelvoerder, dis my predikant.
Ek het hom deur die luitenant gesien, dis die ouderling. Afspraak met hom gemaak en gesê, majoor, hier soldaat rapporteer vir diens in die weermag. Het my geweer gegee, het my toegerus. En ek dank die Here dat die laaste jaar is ek deel van die grootste herlewing wat nog ooit in die geskiedenis van enige kerk uitgebreek het. Die NG Kerk. Niemand kan dit meer stop nie. Kyk, as jy ouetjie hierdie herlewing probeer stop, wat is die kans jy vang springgety hier op Melkbaai? Jy en al jou buddies en julle keer daai branders, hulle mag nie op die strand kom. Jy het 'n beter kans, pel. Want die besluit is klaar in die hemel geneem. En ek sê dit op band en op video. Hierdie herlewing sal plaasvind, al keer wie? Omdat die besluit is in die hemel geneem, nie op aarde nie. En of jy word 'n deel daarvan, en jy is deel van die oplossing, of jy staan dit teen en jy is deel van die probleem. Maar jy gaan dalk getrap word in die rush. Dis wonderlik. En ek dank die Here vir die voorreg wat ek vanaand het, in my amp as gelowig, as 'n lidmaat van die NG Kerk, die feit dat ek hier kan staan, by 'n kateder in 'n kerkgebou, 4-5 keer per week, voor die kansel, aan my amp as gelowig, deel van die oplossing, deel van die herlewing in die NG Kerk. Maar bring my by die tweede crazy visie wat ek nou eendag gehad het. Die Here sê vir my, wat is die kans ons sluit die egskeidingshof van Pretoria? Wag, 'n bietjie. Maar dog, toe is al iets wat die moeite werd is om oor te begin bid. Die tweede, derde prokureurspraktyk in Pretoria, 2 weke gelede, is die laaste vennoot se siel gered. Die 3 grootste egskeidingspraktyke in Pretoria neem nog net soveel egskeidings as die verlede aan, as dit nie meer is nie, want die Here stuur hulle nou daartoe. Maar daar word huwelike gered. En laas woensdagoggend was daar 14 paartjies op die rol, wat never nooit opgedag het nie. Die ouetjie daar voor met die hamer, die hoofclown in die egskeidingshof. En ek doen nie afbreek in sy posisie nie, want hy het hard geswat daarvoor. Maar 'n ou wat dit wil gaan staan en tot niet maak wat God ingestel het, is bietjie van 'n clown, in my oë. Hy het geroep en geroep en geroep. Want hulle name is op die rol, maar Jesus het hulle huwelike gered. Deur wie? Deur 'n prokureur. Hy stap by my na in, prokureurs, vra Annetjie, met sulke pakke egskeidingsleers, dan bid ons dat Jesus hierdie huwelike sal red. Daar is nou 'n gebedskring besig om gevorm te word in Pretoria. 'n regter, 'n paar magistrate, prokureurs. Weet julle waarvoor? Ons bid vir die sluiting van die egskeidingshof in Pretoria. Weet julle wat? Ewe skielik besef ek is 'n formaliteit. Want 1 Johannes 5 vers 15 en 16 sê alles wat julle vra volgens my wil sal ek julle gee. Dink julle as die wil van God is die egskeidingshof sluit? Dan is daai belofte mos waar. Wat is die kans julle begin bid hier? En ons stop die nommer 1 grootste oorsaak van egskeidings in Suid-Afrika net daar. Hoep! Prokureurs is nie doodgaan van die honger nie. Die Here seën daai 3 praktyke baie meer as enige ander praktyk in Pretoria. Want hulle is nou almal kinders van die Here. En die stortvloed van seën wat hulle nou ervaar is afkomstig van God en niemand anders. Dit is belangrik. So baie keer dan vra paartjies vir my, vir alles ons hulle skei in berading, en die een gaan sit in die ontvangs, en sê die ander een, sal die deure nou toe. Kan jy my hoor? Nee, sê my. Kom ons raak lekker eerlik met mekaar. Meneer Malherbe, sê my, dink jy ek kan daai ding gelukkig maak? Kom ons wees eerlik. Dink jy ek is in staat om my maat gelukkig te maak? My antwoord is altyd dieselfde. Nee. Nee, jy mors jou tyd. Hou op om te probeer, jy kan dit nooit reg kry nie. Jy kan nie jou maat gelukkig maak in die huwelik nie. Want as God dit sou toelaat, sou julle hom nie benodig as die derde been van die huwelik nie. Die enigste manier wat jy jou maat kan gelukkig maak,
is om te begin leef volgens jou skepingsdoel, naamlik om God gelukkig te maak in alles wat jy doen. En jou maat sal dit altyd onweerstaanbaar vind. Help om jou maat te probeer gelukkig maak. Laat God glimlag op alles wat jy doen, en jou maat sal dit onweerstaanbaar vind. Baie mense sê, my huwelik het afgesaag geword. Ons huwelik is lelik afgesaag. Niks meer om voor huis toe te gaan nie. Enige iets wat routine word afgesaag. Enige iets wat routine word afgesaag. Jy weet, in my BC dae, dis nou before Christ in my lewe, 7 jaar gelede en terug. Dan trek ek hier weg met 'n afgryslike gejuig, ek gaan nou 'n motor invoer soos wat geen ander ou in die hele Suid-Afrika het. Die enigste motor van sy soort. Dan haal ek hom in Durban se hawe, dan ry ek hom terug van Durban tot in Pretoria, dat die hoenders agteruit vlieg. Ek meen, as ek hom daar in Durban opstart, dan moet ek hom eers weer afskakel, want dan is ek heeltemal duiselig van die lekker kry. Ek meen, dis nou sports. Ek maak eintlik 'n bandopname van die eerste paar trappe wat ek hom gee. En dan speel ek dit binne op die bandspeler, terwyl ek laat waai deur die berge. So mal is ek. En hier het ek agtergekom. Dan word die ry van daai motor routine, en dan word dit afgesaag. Daai fantastiese kar word ook afgesaag. Want die duiwel lieg vir jou, jy sien. Jy sien, altyd 'n beter een, altyd 'n beter een, altyd nog 'n ander een. Hey man, dis harde werk, kos jy baie geld. En aan die einde van die dag word alles wat routine word afgesaag. Baie geld word ook routine. Fancy motors word ook routine. Goene, pelsjasse, alles word routine, dan is dit afgesaag. En daarom as jy huwelik afgesaag is dit net dit routine geword. Hoe kan ons die afgesaagde huwelik topsit? Bring bietjie nuwe inisiatief en oorspronklikheid in jou huwelik in. Wanneer laas het jy lekker skelm by 'n plek ingestap en 'n seksboek gekoop? Baie skelm. Wie gaan loer in die hoenderhok? Maak of jy gaan eiers uithaal. Check in net so bietjie. Jy weet, ons was laasweek in Kleinmond en op 'n stadium toe sê ek, staan ons in die winkel en ek sê vir Annetjie, hier's nou 'n nuwe boek. Hy het so 'n fancy wit ding om, for adults only. Afgryslike R2.50. Ek sê vir kom ons koop hierdie boek, ek wil sien wat gaan hier aan. Want hierdie is 'n liegstorie. R2.50 haal ek uit. Ek skeer daai seal for adults only. 4 sulke ou stupid oorgewig meisietjies ergens in die boek. Maar verder is dit die verslag van die vrede van Nkomati en 'n padtoets op 'n Lamborghini Countach. Al die ouetjies is vir sakkers gevang, R2.50 later. Hoe stap jy nie in 'n Christelike boekwinkel in? In 'n Christelike boekwinkel, die NG Kerk Uitgewers of enige ander Christelike boekwinkel nie. Dan gaan sê jy vir die meisie by die til, ek soek 'n goeie boek oor seks. Dan gee sy jou dalk die huweliksdaad van Tim en Beverly LaHaye. En dan vat jy hom huis toe. Dan gaan werk jy en jou maat om deur. Dan kyk jy, word 'n afgesaagde huwelik vol sports. Want God is die skepper van seks. Die duiwel weet daar niks van hê. God is die skepper van seks. Hy het dit gemaak sodat jy dit kan geniet. En dit is belangrik dat jy dit glo. Maar as te veel dingetjies wat 'n uitwerking het. Hoe die mense, ek weet nie hoekom die Here dit hier in die Kaap, dis die 3de of die 4de keer dat ek hierdie stelling maak en ek wil dit verwerp elke keer en dan kom dit weer. Dit is vreemd. Ek sê dit nie so baie nie, maar hier in die Kaap, elke keer dat ek nou opgetree, oor huwelik gepraat het, die Here my gedwing om dit te sê. Glo julle hier in Somerset West in die duiwel? Glo julle dan 'n ding soos die sataniste kerk? Want ek kry al meer mense wat sê nee, die duiwel is 'n ouetjie met 'n lang stert en 2 horingkies en rooi oogies. Toe nou nie. Efesiërs 6 sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose magte in die lig. Ek sê julle wys, ek weet nie hier nie. Glo as dieselfde. Maar julle kan Saterdag aan saam met my in Pretoria kom, dan vat ek julle. Dan wys ek julle die netwerk van kombies wat om Pretoria getrek is. Dan wys ek julle hoe sit hulle binne in die kombi by kersies, psychedelic geverfde kombies.
Wat ek nou sê ek toegevou in die bloed van Jesus. Dan wys ek julle hoe sit hulle in bid vir die opbreek van Christen huwelike. En dan pluk jy die deur oop. Dan sit hulle met 'n gebedslys van spesifieke name. Van mense in huweliksbediening. En elke een van ons maksimum man en maksimum meisie seminare sit daar 'n lidmaat van die Sataniste kerk in die gebou. Elke een. Want hulle is in besit van ons skedule. Maar sedert die opening van die videowinkel in Suid-Afrika, het die Sataniste kerk internasionaal besluit om hulle aktiwiteite in Suid-Afrika met 80% te besnoei in die Christelike huwelik. Want die videowinkel doen nou 80% van die werk. Mense, en elke keer as ek dit sê, dan wonder ek of ek die reg het. Vanmiddag het ek en my vrou en my kinders by 'n restaurant in Bellville gaan eet. En toe ons uitstap, het ons binne in 'n videowinkel vasgestap. My probleem is ek het kontak verloor oor die erns daarvan. 5 plakate in die venster, toegevou in die bloed van Jesus. 5 plakate in die winkelvenster van daai videowinkel, wat onderaan staan, dat dit deur die Sataniste kerk vervaardig is. Daar's nie eers 'n ouderdomsperk op nie. As my 10-jarige seentjie daar instap en hy sê, o, my pa soek 'n fliek, gee dit vir hom. Dit handel oor Satan en sy rol in die gemeenskap. Fancy naam, vreeslike oulike poster. Mense het so stupid geword, dat hulle gevang word, sonder dat hulle dit weet. Maar ons moet begin bykom. En ek sê vanaand, moet hernieude ywer. As jy jou voete in 'n videowinkel sit, dan maak jy die voordeur van jou huwelik en jou huis oop vir die Sataniste kerk. En ek gee nie om of jy Mickey Mouse gaan hier nie. En ek gee nie om of jy Donald Duck gaan hier nie. Daai plek is die instrument in die Sataniste kerk. Gaan volgende keer en kyk wat ek sê. Gaan toets my hieraan. Of ek die waarheid praat of nie. Die belangrikste ding wat ons ook moet aanvaar in die huwelik is dat jy as man en jy as vrou het spesifieke behoeftes. En julle moet mekaar se behoeftes bevredig. En ek praat nie seksueel nie. Want dis baie belangrik, maar daarbey het ek julle gelaat by die boek Die Huweliksdaad. En as jy hom nie gaan koop nie, is dit jou probleem. As jy jou nie wil beter toerus vir oorvloedige seks in jou huwelik nie, is jou saak. Maar wat die behoeftes van jou maat betref, dink ek julle moet 'n platform skep in julle huwelik. Ten minste eenmal 'n week vir 'n uur. En ek stel voor 'n Sondag aand 9 uur, want 'n Sondag aand 9 uur in die gemiddelde huis in Suid-Afrika is daar ligleegte. Weet nie of dit waar is in die Kaap nie, is bietjie meer ligleegtes in die Kaap as in die Transvaal. Is nie kwaad vir julle, dis hoekom ek wil kom, het gaan baie stadiger hierso. Sondag aand 9 uur. Gaan sit jy en jou vrou ergens met julle bene gekruis en kyk mekaar in die oë en julle praat. Oor mekaar se behoeftes, oor julle sekslewe, oor julle opvoeding van julle kinders, oor julle finansies. Ja, maar my maat is 'n introvert. Kan ek jou vertel hoe kry jy 'n introvert aan die praat? Spandeer die hele week om 'n lys vrae uit te werk. Vra wat jy weet jou maat graag sal wil beantwoord. Hoor jy, praat 'n introvert. En dis belangrik. Want elkeen van ons, die man en die vrou, afsonderlik en gesamentlik, het sekere behoeftes. Ons het 'n behoefte aan aanvaarding net soos ons is. Dis een van die belangrikste behoeftes. Is jy bereid om jou maat te aanvaar net soos wat jou maat vanaand is? Nee, sy moet eers 'n paar kilo's verloor. Vergeet dit, hy moet eers op 'n rook. Hy moet eers op 'n drink, hy moet eers kerk toe gaan. Wie julle wat sê julle? Ons sal nooit gelukkig getroud wees. Want jy is nie bereid om jou maat te aanvaar net soos hy is. Aanvaarding eis nie verandering nie. Aanvaarding bring verandering teweeg. Luister mooi wat ek sê. Aanvaarding eis nie verandering nie. Aanvaarding bring verandering teweeg. Daar is 'n behoefte om verstaan te word.
Daar's 'n behoefte vir waardering. Betuig julle waardering vir mekaar? Daar's 'n behoefte daarvoor. Daar's 'n behoefte vir respek. Moet nie met mekaar kompeteer nie. Jy as man is leier. Klaar, dis vanaand afgehandel. Okay? Is daar iemand wat nog verskil daarmee? Kan ons dit aanvaar? Die man is deur God aangestel as die leier in sy huis, koning, priester en profeet. Mevrou, as jy vanaand hier uitstap en jy sê vir jou man in die kar, ek verskil met jy mannetjie se opinie van leierskap van die man. Dan hoop ek jy ry stopteken op die hoek uit die grond uit. Want ons moet vanaand hier ooreenkom, die man is die leier in die huis. Dit beteken finansies ook. Ja, maar my vrou is 'n goeie boekhoudster, sy het 35 jaar ondervinding. Dan word dit nou tyd dat jy 35 minute ondervinding opdoen. En jy het die voorreg van die beste leermeesteres in die hele land binne in jou huis. 35 jaar ondervinding kan sy in jou lewe inbou om die finansies te beheer. Nou is party vir my baie kwaad. Sy nou kon dit geloop. Ek dank die Here dat ek Galasiërs 1 vers 10 raak geloop het. Die dag toe ek 'n teksvers gesoek het vir Johan se begrafnis. Iemand vir my 'n Bybel? Die dag toe ek 'n teksvers soek vir Johan se begrafnis, toe gee die Here vir my Galasiërs 1 vers 10. En as ons nou oor hierdie dinge praat, dan kom dit weer by my op. En dit sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog, hier kom die krans. As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Met ander woorde, God diskwalifiseer jou. God diskwalifiseer jou as dienskneg vir hom, as jy nog belangstel om mense te behaag. Daarom sê ek hierdie dinge, sodat julle dit kan weet. Dan is daar 'n behoefte vir kameraadskap. Julle moet lief wees vir mekaar, julle moet maats wees vir mekaar, maar julle moet bowe enigiets anders maats wees vir mekaar. Julle moet 'n bietjie dinge saam doen wat net maats saam doen. En hier gaan ek nou nie uitwy nie, want hier trap ek gewoonlik op party mense se tone. Maar julle moet vir mekaar vriend en vriendin wees. En dan het julle 'n behoefte om aantreklik te voel, onafhanklik van mekaar. Jesus mevrou, jy kan maar vir die ou kerel sê hy lyk mooi. Hy het 'n behoefte daaraan. As hy vir jou pragtig lyk, sê vir hom, hey, jy's mooi jong. En dan gryp jy hom. Tyd is ryp vir dit. En ons kan vir die dames gerus dit ook meer gereeld sê, moet net nie vir haar lieg nie, moet dit net vir haar sê as sy mooi lyk. Weet jy wat kom ek agter, vandag weer daar in Belwel. Daar stap 'n vrou in. My skoonsister was saam met ons, sy sê vir my, hoe kry 'n mens jou hare so? Ek sê, girl, daar's net een plek en dis in die Kaap, want jy het die Suidoos flat-out nodig om dit reg te doen. As jy wakker word, dan steek jou kop by die agterdeur uit, en dan draai jy hom soos 'n candy floss stokkie, en dan spuit jy die haarspray. Dan lyk jy soos hy girl. Maar langs haar sit 'n ou, 'n goeie, lekker, ordentlike ouetjie. Elke skamel geklede vrou, elke verwaarloosde vrou, elke versorgde vrou, weet jy wat? Agter elkeen van daai vrouens staan 'n man wat dit toelaat. Of 'n pa, of 'n boyfriend, of 'n man. Ek meen, daai moeg sit saam met haar eet met daai hare. En dames, as julle dink julle weet waarvan ek praat, hier's nie een van julle wat as jy Suidoos jou nou vat, kan jy nie jou hare so dit lyk. Maar jy moet uit die bed uit klim, dan moet jy Suidoos jou vat. Julle kan nou teetyd met Annetjie check, is iets of grysliks, maar hy ouetjie hou daarvan. Hy blom. Right. En dan het julle 'n behoefte om aangemoedig te word. Julle moet mekaar aanmoedig, want daar kom tye wat 'n mens 'n laagtepunt in jou lewe ervaar, en dan is die beste persoon om jou aan te moedig, is jou maat. En dis belangrik. As jy dit nie doen nie, dan is dit 'n vakante pos in jou huwelik. Die pos van aanmoediger. En daar's baie mense buite julle huwelik wat die funksie sal graag wil oorneem, om iemand wat onder die weer is aan te moedig. En dan moet julle mekaar waardeer.
En dit beteken, so nou en dan vir mekaar dankie te sê, vir wat julle vir mekaar doen. Julle beteken vir mekaar baie meer as wat julle dink. Gaan maar bietjie so, nou en dan 'n bietjie uit mekaar uit, en kyk julle mis julle mekaar. En dan het julle 'n behoefte om met mekaar te praat. Just like mense, julle moet met mekaar praat, asseblief. Dis 'n groot probleem hierdie. Kommunikasie. Praat. As julle niks het om oor te praat, jy gaan sit julle bo op die bed, bene gevou, kyk mekaar in die oë, en dan vertel jy vir haar van jou dag. In detail is belangrik. En dan vertel sy vir jou van haar dag, en detail is belangrik. En as julle dit klaar gedoen het, wil ek vir julle sê, dat die platform is dalk vir die eerste keer in jou huwelik geskep vir oorvloedige seks. Omdat God bedoel het dat oorvloedige seks in die huwelik sal plaasvind tussen twee heeltemal ontspanne mense. En een manier om te ontspan is praat met mekaar oor jou dag, en detail is belangrik. En dit beteken, mevrou, as jy hond die posman gebyt het, sê vir hom, wag. Sê vir hom is by die hek. Ek wil begin afsluit. Ek wil vir julle sê, het julle alles probeer in julle huwelik? Het julle alles probeer? Absoluut alles. En dit wil nog nie werk nie. As jy nou sê ja, dan sê ek, prys die Here. Want die blinde man in die Bybel, Bartimeus, en die verlamde man in die Bybel, almal het alles gedoen sedert geboorte om te kon sien. Het alles gedoen sedert geboorte om te kon loop. Julle wat, het dit nie gewerk nie. En toe kom Jesus. En toe kom Jesus. En toe sien hy. En toe loop hy. En as julle alles probeer het in julle huwelik, gee Jesus 'n kans. Toe die Here ons voltyds roep in hierdie bediening in Matteus 10, toe sê hy, en julle sal siekes gesond maak, en julle sal malaatses genees, en julle sal dooies laat opstaan uit die graf, en julle sal duiwels uitdryf. Toe sê ek vir Annetjie, nie hierdie boerseentjie nie, vir Here. Kyk, dis boekstories wat nou hier nie gaan is. Vandag 7 maande later verstaan ek wat die Here bedoel het, toe hy gesê het, siek huwelike, malaatse huwelike, dooie huwelike. En dis bevrediging om te sien hoe siek huwelike genees word en dooie huwelike opstaan. As mense kom op die punt waar hulle Jesus 'n kans wil gee, en dis belangrik, as jy alles probeer het, gee Jesus 'n kans. Dink ons moet net die kasetband nou af. Ons het net 'n paar sekondes op die kasetband, en ek sal nie graag wil hê dit moet sommer net afloop nie. Ek wil afsluit, omdat ek glo. Julle sien, daar was 'n dag in my lewe, daar was een seminar in my loopbaan sover. En ek wil vir julle sê, dit was die dames seminar, laas jaar in Senekal. 269 dames, die aand in die stadsaal, in die kerksaal van Senekal. En iemand praat my daar uit, omdat dit 'n plattelandse dorpie is, om nie die evangelie te bring. En daai nag toe ek nie kon slaap nie, het ek eintlik op my knieë gegaan en gesê, Here Jesus, ek sal nooit weer in my hele lewe ergens praat, sonder om mense 'n kans te gee, om in 'n persoonlike verhouding met Jesus te kom nie. En daarom sal ek dit vanaand ook hier doen. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en met hom maaltyd hou en hy met my. Jesus sê verder, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. 'n Mens word gered uit genade, nie deur goeie werke nie. Maar weet jy wat? As jy dalk in twyfel trek of ek God se genade in ag neem met wat ek vanaand hier doen, dan wil ek vir jou sê, die genade van ons Here Jesus Christus is reeds oor jou uitgestort vir die feit dat jy hier is. Dis genade dat jy vanaand hier is, want Jesus is hier. En niemand
loop verby die Here Jesus sonder hom te verander nie. En Jesus leef vanaand in die harte van verskeie mense wat ek van weet in hierdie kerkgebou. En daarom is dit moontlik dat jy hom kan hoor klop in die deur van jou hart vanaand hier. En hy sê as jy hom hoor klop, wat moet jy doen? Jy moet die deur oopmaak. Hoe maak jy die deur van jou hart oop? Daai gevoel hier diep binnekant, dat jy hom hoor klop, dat jy 'n begeerte het om mens te word. Jy laat dit uitdrukking vind in woorde. Jy laat dit uitdrukking vind in woorde, in 'n gebedjie. Gebed is 'n gesprek met God, waarin jy vir hom sê, dat jy die deur van jou hart oopmaak, en hom beheer van jou lewe plaas. Mense, hierdie ding van 3/3 mense is belangrik. Die mens is liggaam, siel en gees. En ek het julle mooi uitgekyk, julle is almal liggaam. En ek het julle mooi uitgekyk, julle is almal siel. Julle kan my almal blaf. Ten opsigte van die derde dimensie. Ek sal nie weet of jy gees is nie. Want Jesus het aan Nikodemus gesê, as jy nie weer gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Jy kan die hele skiereiland blaf, jy kan die hele wêreld blaf, maar jy kan God nie blaf nie. Weet julle wat beteken dit om 'n 3/3 mens te wees? Dit beteken as jy net liggaam en siel is jy 2/3 mens. As jy net liggaam en siel is jy 2/3 mens. Ek wil miskien 'n beeld gebruik, baie van julle al gesien het, om dit gou prakties te maak. Afgryslik met 'n kamera, jy hardloop altyd onder die kamera. Hierdie is net 'n beeld, om te illustreer wat ek besig is om te sê. Maar ek het vanaand saamgebring, my beste maatjie. En sy naam is Egbertus. Hy is bietjie lekker vorder, want hy leef in 'n tas. Nou Egbertus sal julle saamstem is liggaam. Is daar iemand wat dit betwyfel? Wie julle kon voel? Hierdie ouetjie is liggaam. En verder is hy siel, want julle moet saamstem met bietjie persoonlikheid. Maar dis al. Jy is liggaam en siel, dis al. Lekker 2/3 hierdie ouetjie. Julle sien, vir 29 jaar van my lewe het ek met my arms slap om die God van die heelal se nek gehang. Dis waar die respek en eerbied in kom, van die beeld. Het ek slap so gehang en aanspraak gemaak op die feit dat ek 'n kind van God is. En hoe lyk hierdie ouetjie se selfbeeld vir julle? Lekker opwindend hierdie. Maar hierdie is dinamies. Die duiwel sê so. Hy sê 2/3 ouetjie is afgryslik dinamies. Ek meen hierdie is 29 jaar lang. Ek meen ek was liggaam. En ek was siel. Dis al. En 7 jaar gelede in my lewe het ek eendag deur 'n wilsdaad, deur die instrument van Piet de B in God se hande, het ek 'n wilsbesluit geneem, waarin ek Jesus totaal in beheer van my lewe geplaas het deur 'n wilsdaad. En toe word ek alles wat hy is. So julle sê die ouetjie het bietjie verander. Hy het my toegelaat om sy hele wese te beheer, en nou is hy alles wat ek is. Hy het my intellek, dis nogal afgryslik. Hy het my liefde, ek's mal oor hom. Hy is my beste maatjie hierdie ouetjie. En hy het die vermoë om te sê wat ek wil sê. Hy bly in 'n tas, ek gee hom altyd op hierdie stadium van die wedstryd 'n chappie, hy is mal 'n chap. So julle sê hy's 'n verbetering in hierdie ouetjie se selfbeeld. Weet julle wat sy verbetering? Hy het van 2/3 na 3/3 gegradueer. Hoe? Hy het my toegelaat om sy hele wese te beheer. Hierdie ouetjie. En daar is nou betekenis in sy lewe. Die beeld wat ek daardeur probeer met julle deel, is dat as Jesus nie in beheer is van jou hele lewe nie, is jy 2/3 mens. En ek gaan nou die gebedjie hardop bid, wat my lewe 7 jaar gelede verander het, toe ek alles geword het wat Jesus is. Mense, glo julle dat Jesus leef vandag? Jesus leef vandag, of jy dit glo of nie. Want Jesus leef in my. En Jesus leef in elkeen wat hom toelaat. En Jesus kan vanaand in jou leef as jy by daai deur uitstap, as jy hom toelaat.
en jy nooi hom in deur 'n wilsdaad. Deur die gebedjie wat ek nou gaan bid, saggies in jou hart en opregtheid saam met my te bid, kan jy vanaand 'n 3/3 mens word. Kom ons bly net so sit, ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here Jesus, ek het U nodig. Ek is 'n 2/3 mens. Maar ek begeer om 'n 3/3 mens te word. En ek hoor U nou klop aan die deur van my hart. En daarom wil ek die deur van my hart wyd oopmaak. En wil ek U nou nooi om op die troon van my lewe te kom sit. En my van hierdie oomblik af die mens te maak wat U wil hê ek moet wees. Sodat die naam van Jesus ook in my lewe verheerlik kan word. En omdat U dit beloof in U woord, as ek oopmaak dat U sal inkom, dank ek U nou in die geloof dat U ingekom het. En dat ek nou ook 3/3 mens is in Jesus naam. Amen. En nou wat van gevoel? Wat van gevoel? Gevoel is nie belangrik nie. Hoekom nie? Weet julle wat, soos ek hier staan, voel ek nou glad nie meer getroud nie. Ek voel nou net nie meer getroud nie. Inteendeel, Annie, ek wil net vir sê, ek voel nog glad nie meer getroud nie en ek gaan nou nie vanaand saam met jou huis toe nie, hoor. Ons is 'n bietjie saam met die manne kuier hier onder in die dorp. Is dit waar? Ek is getroud of ek so voel of nie. Op grond waarvan? Op grond van wat in my lewensboek staan. Of ek so voel of nie. Jy is nou 'n kind van God, of jy so voel of nie. Op grond waarvan? Op grond van wat in God se lewensboek staan. En almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Aan hulle wat in sy naam glo. En nou moet jy dit gaan bely dat jy dit glo deur om te dank daarvoor, en dan moet jy vir iemand gaan sê. Want Paulus sê in Romeine 10 vers 10, ons glo met ons hart tot geregtigheid, maar ons bely met ons mond tot redding. Jy moet dit vir iemand gaan sê, anders glo jy dit nie. En dan moet jy gaan. En jy moet deur jou luitenant, jou ouderling of diaken, 'n afspraak maak met jou regimentsbevelvoerder en vir hom sê, Pel, ek is nou in jou army. Ek is nou 'n soldaat in jou regiment, op wie jy kan staat maak. Gee my 'n geweer, leer my hoe om te skiet. Ek is agter jou. Vandag in die oorlog teen die Satan in die koninkryk is 95% van die koels uitgeskiet op medesoldate, op offisiere en op regimentsbevelvoerders. Glo jy dit? 95% van die koels word elke dag op ons offisiere en ons regimentsbevelvoerders uitgeskiet. Die duiwel kry 5%, hy lag hom dood. In ons kerk lag hy hom dood. Want die ouens krippel mekaar en hulle verlam mekaar. Maar dit skiet nie die duiwel nie. Gaan sê vir jou regimentsbevelvoerder, hier is ek, rus my toe en gebruik my. Ek wil deel wees van die oplossing. Ek was lank genoeg deel van die probleem. Jy kan op my reken. Ek is in jou regiment. Ek is 'n soldaat.